Wel, as 'n vermoed in die wonderlike naam van Jesus Christus in hierdie môre, en wat 'n voorreg vanmôre om so saam met dit te kan wees en waar ons uit die woord van die Here kan bedien. Ek groet u op hierdie wonderlike, fantastiese môre en ja, soos wat u kan sien, lekker hierso in die agtergrond en staan ek hier en dit is nou vanmôre onder hierdie afdak waar ek staan. Ongelukkig laat die weer dit nie vanmôre toe dat ons kan uitreik en buite bedien nie, maar ek dank die Here op hierdie wyse dat ons nog steeds die woord van die Here aan die kan bring op hierdie wyse, op hierdie manier. Nou, ek vertrou die Here dat jy baie mooi en baie geseënde en 'n baie wonderlike dag gehad het en mag die beste net vir jy voorlê in hierdie week wat kom. Ons sê baie keer goed en ons doen baie keer goed en ons vra onsself die rede of die vraag af hoekom en waarom. En dit is so, die Here is altyd deur getrou, hy bly getrou en daar is absoluut niks waarmee hy nie getrou is nie. Die vraag is u en ek getrou in dit wat ons sê, in dit wat ons doen, in dit waarby ons staan? En dikwels moet ons self maar ons eie harte ondersoek en ons self die vraag vra, is dit werklik waar die moeite werd? Is dit werklik waar ek staan? Met betrekking tot my verhouding met die Here, ons hoor baie goed wat aangaan, baie goed is besig om te gebeur, ons kan dit nie ontken nie, dit is realiteit, dit is die waarheid. Wanneer ons kyk in die wêreld en ons sien wat besig is om te gebeur, dan besef ons maar net een ding, al die dinge het op een of ander rede, of op een of ander manier, affekteer dit ons tog maar in 'n mate en ja, maar het sy op ekonomie, het sy op watter wyse ook al, het sy ons werk, het sy op wat, dit affekteer ons op een ander wyse, en soms moet 'n mens besluite neem, harde besluite, maar tog is daar besluite, dikwels die vraag, is dit in die wil van die Here, of is dit besluite om myself in die proses te beskerm? Gaan dit oor my, of gaan dit oor meer as net myself? En daarom is daar nie werklik 'n tema vanmôre wat ek gaan koppel aan hierdie gedeelte wat ek met u gaan deel nie, maar ek wil u vra om die Bybels te open en saam met te lees uit Johannes 14. Johannes 14. Nou, Jesus begin Johannes 14 met 'n baie belangrike stelling wat hy daar maak, 'n baie belangrike nie net 'n vraag nie, maar hy wil iets deurgee en vir ons wys, dit is waar die kruks en dit is waar die kern lê. En as dit net kan ter harte neem en dit deel van ons lewe maak, gaan dinge soveel anders en soveel makliker wees. Want hy praat oor die plek waar alles begin. Hy praat oor die plek wat vir ons wat in ons lewe eintlik die belangrikste rol speel. En ek lees vir jy in Johannes die 14 hoofstuk. Hy sê daar, laat julle hart nie ontsteld word nie. Hoor baie mooi, waarmee begin hy? Daar die hoofstuk, hy begin met die hart. Hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Die vraag is vanmôre, wat ontstel jou in jou harten so dikwels? Want wanneer ons die nuus aansit, dan is dit ontstellende nuus met wat om ons gebeur. Wanneer ons die radio aansit, is dit ontstellende nuus. Wanneer ons sosiale media netwerk oopmaak en ons lees, dan is dit ontstellende nuus. Wanneer ons daardie
telefoonoproep kry, en dit is 'n oproep wat ons nie verwag het nie, en dit is ontstellende nuus. Hoor mooi wat hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie, want hy praat oor die oorsprong van waar alles begin. Want wanneer dit in jou hart verkeerd is, wanneer ek verkeerd hoor, wanneer ek verkeerd verstaan, wanneer ek dinge verkeerd opneem, dan praat hy uit 'n plek, hy praat vanuit 'n plek waar alles begin. Hy praat van uit 'n plek uit waar alles versamel, waar alles byeenkom. Onthou jy nog toe jy daai belofte gemaak het? Onthou jy toe jy nog dit gesê het? Onthou jy toe jy dat gesê het? En nou kry jy ewe skielik, kry jy nuus wat ontstellend is, of dit gaan baie keer oor ons gesindheid, wat ons harte verhard, ons gesindheid, wat nie is wat het moet wees nie. Baie mense het nie die manier, of verstaan nie die effek daarvan, om te sê die woord jammer, of vergewe my, of ek pleit vir vergifnis nie. Want dit gaan baie keer oor die eie ek, die belangrikheid. Ek sal jou wys wat ek sal doen, en dit bring ontsteltenis in ons hart. En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie dat mense jou hart ontstel nie. Glo in God. Hoor wat sê hy daar? Hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. So waar lê die kern en die waarde van ons vrede? Dit lê daarin dat hy sê, glo in God. Met ander woorde, glo in Vader, maar glo ook in my. Want jy sien, dit waar jou vrede lê. Dit is waar niemand jou vrede kan kom steel nie. Dit is waar jou hart bewaar. Dit is waar jy die ware geruststelling kry. Glo in God. Glo ook in my. Die vraag is môre, waarin glo ons? Glo ek die slegte nuus wat gekry het 'n paar oomblikke terug? Glo ek die slegte nuus wat ek gehoor het? Ja, ek praat van, daar is nuus wat werklik waar ontstellend is. Ek praat nie van wanneer ek nuus kry, het sy oor die dood of dit nie, maar ek praat van nuus wat baie keer van dinge wat mense gesê het, en nou ewe skielik kry jy 'n oproep of jy kry dit, en dit ontstel jou hart. Dit ontstel jou hart, en dan kom hy en dan sê hy, daar's 'n plek waar jy kan vrede vind. Daar's 'n plek waar jy kan rustigheid kry. Daar's 'n plek waar jy kan kalmte kry. Daar is 'n plek waar jy kan vrede kry. Hoor wat sê hy? Hy sê nie, hoor hierso, hardloop eers gou soontoe, gaan vra iemand vir my om te bid nie. Hy sê, hardloop jy gou soontoe, gaan doen dit nie. Hy sê nie eers, gaan op jou knieë en gaan bid nie. Hoor wat sê hy? Al wat hy sê is, glo, nie bid nie, niks nie. Ons doen baie keer goed, en ons sê baie keer goed, wat nie Bybels korrek is nie, wat nie van God af is nie, want Jesus kom en Jesus sê, hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God. Want jy sien, dis waar die kern lê, en wat glo ons, en wie glo ons, en wat glo ons? Glo ons in dit wat ons harte ontstel het vanoggend? Glo ons dit in die vrees wat mense probeer inboesem in ons lewe baie keer? Sien ons dit wat in die wêreld gebeur, en dit boesem vrees in ons harte in? Ons is bekommerd en ons wonder, wat gaan gebeur? Kan ek hier vanmôre geruststel en sê, dat die Bybel sê, dat God hou die hele skepping in die holte van sy hand. Hy weet wat môre gaan gebeur, en oormôre, hy het alles klaar beplan, alles klaar is haarfyn ingesit. Daar is niks wat u en ek daarin kan doen nie. Wat u en ek kan doen is, ons kan verhoed. En dit is waar die beginsel van môre, want hoor wat sê daarso. Hy sê, glo in God, glo ook in my, in die hy, hoor wat, waar gaan dit nou, dit kom in 'n plek van veiligheid, dit kom in 'n plek van waarde,
Dit kom in 'n plek van omgee. Dan kom hy en hy gee 'n nodiging om te sê, dit is waar jy veilig sal voel. Waar voel jy veilig vanmôre? Voel jy veilig in jou huis waar jy sit vanmôre? Jy het dalk 6 voet mure gebou. Jy het geelektrifiseerde omheinings. Jy het kameras. Jy het al die goed, maar nog steeds voel jy onveilig. Nog steeds weet jy nie wat kan gebeur nie. Nog steeds is jy nie seker waar staan jy. Want wanneer kan daar die inbreker, of wanneer kan daar die dief, wanneer kan hy kom, en wanneer kan hy kom doen wat hy beplan. Maar dan kom die Here, die God, die Almagtige, die Ewige, die onveranderlike, die Heilige, die een wat was en die een wat sal wees, die een wat jou nooit sal begewe nie, die een wat jou nooit sal verlaat nie, die een wat nooit sy rug op jou sal draai, maar dan kom hy wie Jehovah is, dan kom hy, en hy sê die volgende, hy sê, in die huis van my Vader, hy praat van, nie my huis nie, maar hy sê, in die huis van my Vader, dit vat ons in 'n ander dimensie, in 'n ander plek van veiligheid, waar hy sê, jy moet op 'n plek kom, dat jy jou hart daar kan kry, dat jy jou hart daar kan bewaar, dat jou hart daar toegemaak kan word, dat jou hart daar beskerm kan word, want hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. 'n woning is 'n plek waar jy bly. Ek wil vanmôre vir jou vra, waar bly jy? Is jy in God en is God in jou? Want wanneer God in ons is, in God en ons in God is, dan sal ons lewenswandel, ons handel en ons wandel, ons besluitnemings, al die goed, sal heeltemal anderste en teenoorgestelde wees met die wêreld. Dan sal ons besluite neem en besluite maak wat God tevrede stel en nie mense tevrede stel nie. Hoor mooi. Hy sê daar, hy praat van baie wonings. En hoor wat kom dan sê, as dit nie so was nie. As dit nie so was nie. Wat hy wil vanmôre vir jou sê, geliefde, waar jy ook al sit, wil hy jy moet vanmôre weet, jy het 'n plek van veiligheid. Wil hy, jy moet vanmôre weet, daar is 'n plek, waar jy vanmôre kan gaan sit, by sy voete, 'n huis, 'n woning, jy kan vanmôre daar gaan sit, en daar is voorsiening. Dalk sê jy vanmôre, ek het nie, maar dis 'n plek, van voorsiening. God het hom nie voorskryf deur mense nie. Hy het 'n manier om dinge te doen. Hy maak die onmoontlike moontlik vir my en vir jou om vir ons te kan voorsien. Hy sê as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Met ander woorde wat die Here vir ons daar sê is, hy sê glo wat ek vanmôre vir jou sê. Glo vanmôre. Daar is vanmôre 'n plek. Moenie glo wat mense jou vertel nie. Mense se beloftes hou net van die einde van die aand, van die einde van die van die einde van die aand tot die einde van die maand, sê ek altyd. Dis mense se beloftes, maar God se beloftes is ewig. Dit is trou, dit sal nie verander nie. Hy is die God wat 'n weg maak, hy is die God wat 'n pad maak, hy is die God wat die onmoontlike moontlik maak, maar dan verwag hy van my en van jou om verantwoordelik op te tree, en baie keer tree ons onverantwoordelik op, en dit bring ontsteltenis in ons harte. Hy verwag van my van jou om verantwoordelikheid te vat vir ons besluite, want baie keer neem ons besluite wat ons negatief beïnvloed, dan wil ons God die skuld gee of ons
mense die skuld gee en ons wil die skuld altyd op mense pak, terwyl God sê, ondersoek jou eie hart, kyk na jou eie hart, wat is in jou eie hart, en dit gaan vanmôre oor jou hart, my geliefde, omdat God vir jou omgee, omdat God in jou stel, halleluja, ruku shuku turukuya, sabaya sabahatu, lebo shikendere bashababaha, pusharabayando, breek vanmôre elke juk, ek vernietig dit in die naam van die Here, omdat God vanmôre in jou belang stel, omdat God vanmôre wil hê, jy moet weet, daar's 'n plek van veiligheid vanmôre. Wat het jou hart gister onsself, die dag voor dit? As ek jy moet vertel van al die omsteltenisse wat ek in my hart gehad het, daar is net een plek waar ek skuil kon vind, en dit is, weet jy wat? Ek het nie gaan bid nie, ek het gaan Bybel lees, al wat ek gaan doen is, ek het gaan stil raak voor die Here. Ek het 'n rustigheid en 'n kalmte in my gekry, sê, God, you are in control. You are in control. As long as He is in control, I've got peace in my heart. As long as He is in control of my life, I know that tomorrow and the day after, He is my provider. Some people are depending on the wrong things. Some people are depending on promises that people have made to you, and they failed you in that promises. And in your heart you feel that you've been torn apart. The blood flow, but I've got good news for you this morning. I've got good news for you this morning. Let Him tear your heart apart. I've got good news for you. And that is, there will come a time when your heart will start to heal. Because that's the place where everything begins, and that's the place where everything stops. It's all in your heart, not in your mind. Your mind can lie to you. Your mind can tell you many things. Your mind can let you see many things, but it's not the truth. But in your heart this morning, I want to give you hope, my dear beloved friend, my dear beloved brother, my dear beloved sister. This morning, there come a time when there's healing of God's word, healing, what brings prayer, healing in your heart this morning, where you can have true forgiveness, where you can have a place where you feel safe, a place where you know that I'm under the protection of the Almighty God, not things that I see and I just say, but things that I know, what I know in my heart. I'm under the protection of God. It's like this birds outside. I don't know if you can hear them. It's so profound to think that last night we had a hailstorm here. There was a lot of hail and wind and blowing and everything, and this morning I hear the birds and I just realized, isn't God great? He protected them. Although through this hailstorms and everything, God gave them a place where they could hide, so they could be protected against that hail and that storm that went through here. And sometimes that hailstorm and that wind that goes through your heart and it blows everything away, and it's a storm that brings unhappiness. It's a storm that totally throw you under the bus, and you feel like I'm lost.
but I've got hope for you this morning. It is only for a time and then it passes by, but God is there to protect you this morning. Soms is hy storm so geweldig in ons lewe, en ons glo die storm en nie meer God se woord nie. Baie mense bid, maar hulle neem verkeerde besluite en dan wil hulle God begin blameer daarvoor. Later begin hulle mense te blameer daarvoor. Hoor vanmôre, staan vas, jy het 'n plek waar jy veilig kan wees. Hoor vanmôre die woord van die Here. Hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Hoor mooi, ek wil jy moet vanmôre verstaan, ons sit en ons bid net, en ons bid net, en ons bid net, en ons verwag, goed moet uit die hemel uitval, en goed moet net gebeur, maar Jesus kom, hoor het sê, hy sê, ek gaan om vir julle plek te berei, met ander woorde, hy gaan om vir ons voorsiening te maak, hy gaan om te werk. Hoor wat sê, ek gaan om vir julle plek te berei, das werk wat gedoen moet word, net soos u en ek hier op aarde, is daar vanmôre, daar is werk wat gedoen moet word. Watter werk? Werk aan ons harte, werk aan ons verhouding met mense, werk vanmôre dalk met familielede, werk vanmôre met jou vriende, werk vanmôre met mense wat jy onthou, ek het 'n belofte of ek het dit gemaak of dat gemaak, ek moet dit regstel, ek moet dit herstel, want God herstel altyd. Maar my hoogmoed en my eie pride en my trots is baie keer die ondergang in my lewe in. En dit maak dat ek baie keer verkeerde besluite neem. Hy sê, hy gee die belofte, hy sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, dan sal ek weer kom, ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Hoor wat doen hy? Hy gee belofte vanmôre hier, van 'n pad, van 'n aanduiding, om te sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Hy sê, en as ek klaar is, as ek klaar met alles is, wat 'n plek het hy gaan berei? Wat wil hy doen? Waaroor gaan dit? My geliefde, hoor vanmôre, jy kan niks saam met jou vat die dag wanneer die Here jou kom haal nie. Jy kan niks saam met jou vat die dag wanneer jou tyd in jou lewe aangebreek het om te gaan die huis wat jy gekies het. Jy kies vanmôre jou huis. Kies jy God se huis of kies jy die vyand se huis? Daar is net 2 plekke, daar is nie 'n derde plekkie, daar is nie 'n middeweg nie. Wat 'n huis kies jy vanmôre? Maar hoor wat sê hy, sê, dan kom ek weer om julle te haal, sodat julle by my kan wees. Hy praat van 'n pad wat hy maak, 'n weg wat hy maak. Waaroor gaan dit vanmôre? Dit gaan oor werk, dit gaan oor siele, dit gaan oor die kosbaarheid van jou as mens vanmôre, in wie God onvoorwaardelik belangstel. Hy kyk nie vanmôre na jou tekortkominge nie, hy kyk vanmôre na jou hart, en al wat hy vanmôre wil sê is, kom gee jou hart opnuut vir my, kom maak opnuut met my reg, want hy is die God wat onderneem, hy is die God wat dra, hy is die God wat help, hy is die God wat jou nie sal los nie, wat nie sy rug op jou sal draai nie. Ons hoor al die fantastiese goed, en wat mense doen, het is fantasties en dit is wonderlik. Weet jy, en dit is hoe dit moet wees. Dit is my so ironies dat dit is altyd een of ander famous persoon, jammer vir die Engels, famous person, but let me put it in this way, that sometimes it's always this famous person who's given his life to Jesus Christ, and all of a sudden all the eyes are on that person. Do you know how much pressure on that person based on
fact that all eyes are fixed on him now. No, your eyes must not be fixed on that famous person. Your eyes must be fixed on God, on Jesus Christ, the Son of the true living God. Your eyes must be fixed on him. That's why so many people are sliding back, so many people fall back, so many people try, so many people get in this wrong type of religions, that nowadays there's so many different religions, and the disgusting things that they're doing with people. It's ridiculous, you can't believe it, but it's because people are seeking for something. I want to tell you this morning, seek Jesus Christ, the true Son of God, this morning. And he's the one that said, don't let your heart be troubled. Don't let your heart get full of trouble. Get trouble out of your heart. It can be in your mind, but get it out of your heart, because it's going to be a barrier between you and Jesus in your relationship. That's why don't let your heart be troubled. Get trouble out of your heart. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. En hy sê, ek kom weer en ek sê julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dat is 'n promise wat hy maak, is 'n belofte wat hy maak. Hy sê, ek gaan, maar ek kom weer, en ek kom haal julle. Na wat plek? Na die huis toe waar ek gaan. Die huis wat ek vir jou voorberei. Daai huis waar jy vanmôre kan instap, daai huis waar jy kan veilig voel. 'n Huis wat jy weet, ek praat nie van 'n kerkgebou vanmôre nie. Ek praat nie van jou vriende se huis vanmôre nie. Dis glad nie waarvan ek vanmôre praat nie. Ek praat van 'n ander huis, 'n huis van jou hart. Want die Bybel sê, God is die kenner van jou hart. Hy ken jou vanmôre, jou hart. Hy ken jou vanmôre beter as wat jy jouself ken. Hy ken alles van jou vanmôre. Hy weet alles van jou vanmôre. En kan ek jy vanmôre sê, God beplan vir ons goed, maar ons gooi het baie keer terug in sy gesig, omdat ons dit nie waardeer nie. Dan stap ons uit die huis uit en ons stap die deur in sy gesig toe. Ek lees nog steeds Bybel, ek bid nog steeds, maar ek stap die deur in sy gesig toe. Al doen ek al die goed, is ek nog steeds besig om my eie pad te volg, om my eie ding te doen, te maak soos wat ek wil maak. And this morning is where God says, enough is enough. It stopped right here. Stop right here. You've got a place this morning where you can come and hide. You've got a place this morning where you can feel safe. A place that He has created for you. A place in your heart. A place in His heart. Jesus didn't just give His life. He's given His heart. He's shown His heart. Nowhere. And actually in this wat ek net hier gelees het, ek staan nie daar so hy sê, ek beloof julle, ek kom weer nie. Eintlik nêrens sien ek dat hy sê, ek beloof jou, ek gaan dit doen, ek beloof jou, ek gaan dan doen. Ons is vinnig om te doen en beloftes te maak. Waarom het Jesus dit nie gedoen nie? Want hy het gesien, sy woord is waarheid, en hy het geweet, jy kan op sy woord staan. Jy kan op sy woord vertrou. Hy het geweet, sy woord sal jou nooit in die steek laat nie. Vanmôre kan jy moed skep, jy kan hoop skep. Mense se beloftes het jou geval, mense se beloftes het jou in die steek gelaat, maar hy sal jou nie in die steek laat nie. Hoor vanmôre, hy het jou lief vanmôre, hy sal nie in die steek laat. Hy om vir jou lang in jou, halleluja, loof die naam van die Here. Hy weet vanmôre, hy sal jou nie, hy sal nie sy rug op jou draai nie. Jy kan dit vanmôre weet, jy kan hy vrede in jou hart hê, jy kan hy gemoedsrus in jou hart vanmôre hê. Want dis hoekom hy nie beloftes gemaak het nie. Want hy het geweet, sy woord is ja. En dis waarom hy sê, laat jou ja, ja wees, jou nee, nee wees. Alles meer as dit is van die bose.
En dit is waarom ek vanmôre vir u wil sê, moenie beloftes maak nie. Want die Bybel sê, maak nie belofte vir God, nie, in hy gedeelte sê, waar die gesand van God by is, jy maak nie belofte vir die gesand van God nie, maar vir God self, en God sal die belofte in rekening bring. Want jy sien, dit is wat baie mense doen, hulle maak beloftes, en ek wil hiermee vanmôre afsluit, hulle maak beloftes, en dit is die goed wat versteuring in hulle harte bring, dis die goed wat maak dat hulle nie rus en vrede kan kry nie, dis die goed wat maak dat hulle kerk toe gaan Sondag, maar hulle sis net hulle gewete, ek sê nie moet nie kerk toe gaan nie, ek sê gaan kerk toe, maar kry jou saak met God reg, kry jou saak vanmôre met die Here reg. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte en ek wil dit herhaal vanmôre. Hy sê daar, hy sê, ek kom haal jou en ek sê julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waar is hy vanmôre? Hy is by die Vader. Waar is u vanmôre? Hy wil hê jy moet in die huis van die Vader wees, jou hart. Dis die huis waarvan hy vanmôre praat. Nie dit wat deur geld gekoop is nie, maar dit wat gekoop is deur die bloed van Jesus Christus, waar hy met sy lewe betaal het, waar hy 'n prys betaal het, waar hy alles gegee het, vir my en vir jou vanmôre, om te weet, dat ek en jy het vanmôre 'n plek, 'n veilige hawe. Hy het sy bloed laat vloei vir my en vir jou. Geliefde, ek vra jou vanmôre, waar staan jy vanmôre? Kan jy vanmôre sê, vergewe my? Is jy vanmôre 'n persoon wat verstaan, sodat Jesus hier kom, en hy praat die hele tyd, eintlik gaan die hele gedeelte oor verhouding bou. Verstaan jy vanmôre hoe om verhouding te bou? Verstaan jy vanmôre hoe om dit te beskerm? Verstaan jy vanmôre hoe om dit te bewaar? Want hy wil hê daar moet 'n verhouding tussen jou en hom wees. Hy wil hê julle moet die verhouding bewaar. Hy wil hê julle moet een wees met mekaar. Hy wil hê dat julle in mekaar se hart is, soos dat hy in jou hart vanmôre is. So wil hy, moet jy in sy harte wees, dat julle een met mekaar kan wees. Dalk voel ek as jy op die plek waar ek moet wees, dalk het jy seer gekry, dalk het iets jou hart ontstel vanmôre. Hoor mooi, jou hart ontstel gister of iewers in die week of wanneer ook al. Dalk het jy ontstellende nuus gekry. Vat dit vanmôre en skuif dit weg vanmôre. En hoor vanmôre, hy is die geneesheer, hy sal dit herstel. Hoor wat hy sê, ek sluit met hierdie woorde af. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Don't let your heart be troubled. Don't let your heart be troubled. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo God. Glo in God, glo so ook in Jesus. Glo vanmôre. Ek sluit af vanmôre. Kan jy vanmôre op die plek kom waar jy sê, Here, hier is ek vanmôre. Ek staan voor U vanmôre. Ek weet ek het U nodig vanmôre. Ek kom vanmôre en ek maak reg, Here. Ek kom vanmôre en ek wil herstel, Here, dit wat ek verbrou het. Ek kom vanmôre, Here, en ek gee myself opnuut vir U, sodat my lewe aan U kan behoort. Ek kom vanmôre, Here, en ek gee my lewe opnuut vir U. Paulus sê, ek bekeer my van dag tot dag. Bekering is 'n proses daagliks. Elke dag maak ons foute, dan sê ons, Here, vergewe ons. Ek bekeer my van hierdie verkeerde weë. Ek bekeer my van hierdie weg wat my op 'n verkeerde weg sit. Ek bekeer my daarvan. Wat staan vanmôre in jou hart? Vra jou vanmôre, wat is vanmôre in jou hart? Wat is in jou in die Here staan? Wat is in jou in die volgende persoon staan? Wat is in jou in jou huwelik staan? Wat is daar vanmôre wat staan tussen jou en jy weet, tussen jou en God, en jy weet, dit moet nie daar wees nie. Kry dit vanmôre weg. Mag die Here jy seën en mag jy 'n goddelike week hê. Mag jy gaan in die vrede van die Here, die oorwinning van God, want ek weet, jy is meer as 'n oorwinnaar. Ek weet dit vanmôre, en ek weet, jy gaan die beste van hierdie week gaan jy maak, en ek weet, jy gaan jou beste vir God gee, en ek weet vanmôre, jy gaan herstel, want God is 'n hersteller. God
God herstel verhoudings, hy is die groot geneesheer, hy herstel nie net siektes nie, maar hy herstel verhoudings, hy herstel werksprobleme, hy herstel alles vanmôre as jy het net na hom toe kan bring. Mag die Here Jesus met 'n goddelike, 'n wonderlike, 'n fantastiese week, mag jy aan die einde van hierdie week sê, dit was 'n goeie week. Ek groet u, gaan in die vrede van die Here.